Asai, baie welkom by vanaand se Bybelstudie uit 1 Korintiërs 13. Ek het ook 'n stuk vir ons opgestel oor 1 Korintiërs 13. As ook ek het dit tog goed gedink om na die eksegese te gaan kyk van die mense seksualiteit uit Genesis se eerste 2 hoofstukke, en dit het maar omtrent my hele dag in beslag geneem om dit te doen. So dit sal ons na 7 uur toe kyk as julle dan ook gaan inskakel. Hoe dit ook al sê, ons doen dan vanaand 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek gaan die 2020 vertaling gebruik, ek gaan hom net hier vir ons so lang kry. Hier nog 'n bietjie tyd vir die wat dalk nog nie heeltemal ingeskakel is nie. Daar's hy. Kom ons open saam en soos gebruiklik bid ons. Barmhartige God en Hemelse Vader, wanneer ons u woord lees en bestudeer, kom ons agter met hoeveel sorg u alles beplan en bepaal het, en dat u in u genade vir ons ruim voorsiening gemaak het en vir ons gesorg het. En dit vul ons met groot dankbaarheid. En as ons kyk na u woord, is ons so dankbaar dat ons u woord het om dit te lees. Ons bid dat u ons sal lei, ook in hierdie aand, dat ons mag groei in ons geloof, en ons vra dit van u in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Die mees misbruikte hoofstuk met huwelike. Kyk, my moed sak in my skoene, as ek nie self die huweliksbevestiging doen, en daar word aangekondig, dit is 1 Korintiërs hoofstuk 13. Dan dink ek, watter variasie op die tema wat ek al reeds gehoor het, gaan ek nou weer hoor. Want ongelukkig loop het maar altyd in die rigting van 'n verstaan van die liefde, wat ek nie regtig kan sê dat ek dit kan verbind met wat ek in die Bybel vind nie. Kom ons kyk of ons 'n bietjie beter kan vaar vanaand. Ek dink nie dit is dieselfde, ek het 2 verskillende benaderings gevolg met die 2 Bybelstudies vanaand. Ek dink hierdie Bybelstudie nou konsentreer baie meer op die verband tussen die trilogie van belangrike begrippe in die lewe van die gelowige, daardie 3 woorde, geloof, hoop en liefde. So ek het baie meer gekonsentreer op die belang daarvan en die verband tussen hierdie begrippe, terwyl ek met die latere Bybelstudie baie meer in diepte ingaan op die betekenis van woorde. Goed, ons lees saam 1 Korintiërs 13, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword, en al profeteer ek en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie, liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het,
sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou goed, ek kan maar net sê, en ek gaan nie op die hele hoofstuk ingaan nie, as 'n mens gaan kyk na die vorige hoofstuk, sal julle onthou dit het gegaan oor, daar is baie gawes, maar net een liggaam. Daar was 'n bespreking van hierdie verskillende gawes en die klem was op dat ons met die eenheid van die liggaam vashou, omdat daar in die gemeente van Korinthe die probleem was dat mense hulle self verhef het op grond van die gawes wat hulle gemeen het dat hulle het. En dan het Paulus geëindig deur te sê, julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. En die heel beste weg wat hy dan aantoon, is dan die weg van die liefde. So dit sê vir ons hoe belangrik dit is, en daarom begin hy hierdie hoofstuk met al praat ek die tale van mense en engele, want hulle het glossolali, die spreek in tale geweldig beklemtoon en geweldig hoog geag in die gemeente van Korinthe. Maar ek het nie liefde nie, dan sê hy, is ek 'n weergalmende gong, is my opvallend in sekere symfonie, konserte, die simbaal byvoorbeeld, die simbaal op die regte plek, op die regte tyd, en daardie opvoering is wonderlik en is pragtig. Op die verkeerde tyd is dit 'n geraas, of 'n kletterende simbaal geword, en al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, dis verwysing na die gawes wat reeds genoem is, en al het ek al die geloof om werke te versit, 'n kragtige geloof, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Liefde is prakties, liefde is dade, en jy kan dinge doen in die naam van ek doen dit as 'n Christen, maar jy doen dit nie vanuit die regte motivering, omdat jy iemand lief het nie, en dan is daardie daad van jou nikszeggend en hol. Al deel ek my besittings uit en ek gee my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. En dan kom hy en hy begin nou sê wat liefde is. Liefde is onder andere geduld. Dit is om nie jaloers te wees nie. Dit is nie om te spog nie. Dit is nie om verwaand te wees nie. Dit is om die regte ding op die regte tyd te doen, om behoorlik op te tree, om nie in jou eie belang op te tree nie, en om nie liggeraak te wees nie. Jy hou nie boek van die kwaad nie, met ander woorde, jy vergewe, jy verbly jou nie oor onreg nie, maar jy soek die waarheid. Daar is dus 'n verband tussen liefde en die waarheid. Met tye, as jy iemand lief het, weet jy, moet jy toemaak, moet jy bedek, moet jy nie daaroor te veel sê nie. Dit glo die positiewe, jy hoop en jy verduur. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou. En dit is 'n belangrike vers hierdie, want daar is natuurlik die persone wat baie pro 1 Korintiërs 12 se verstaan is dat die profesie, soos wat ons byvoorbeeld gehad het in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk, gaan vandag steeds voort, en die spreek in tale, soos wat ons het gehad het, ook in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk gaan steeds voort. Maar hier sê Paulus, die goed kom tot 'n einde. Of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Nou goed, ek gaan nou nie verder die hoofstuk deurwerk nie. Kom ons kom by die laaste vers, en dan gaan ek vir julle die volgstuk wys,
wil dadelik vir julle sê, ek kan hierdie stukke ook vir julle e-pos, as julle vir my die adresse stuur, dan sal ek die stukke vir julle ook kan aanstuur. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou, kom ons begin by die laaste deel, die grootste hiervan is die liefde. So wat is die orde? Geloof 1, hoop 2, liefde 3. Nou in die westerse denke, as die liefde die grootste is, dan sal ons sê, maar dan moet liefde daar staan, by 1. Dan moet dit wees liefde, miskien hoop en dan geloof, nee. Maar in Grieks werk het nie so nie, dis nie nodig nie. As jy iets wil beklemtoon, dan kan jy dit net sowel laaste sit. En as die liefde dan die grootste is om die klem daarop te laat val, dan sit hy dit van die 3 laaste, want dit is die een wat jy onthou. Dis die een wat jy die heel laaste noem. Nou inderdaad, hierdie 3 woorde word dwars deur die Nuwe Testament deur die apostel Paulus gebruik, maar die orde verskil. Byvoorbeeld, in die briewe wat hy skryf aan die Thessalonicense, waar dit gaan oor die sake van die wederkoms en die afwagting van die gelowige met die oog op die wederkoms, gaan dit baie oor hoop, en dan skuif hoop na die posisie van die liefde toe. Dan is dit geloof, liefde en hoop, om hoop te beklemtoon. So, hou dit maar in gedagte, probeer maar nie om soos 'n typiese westerling te dink nie. Goed, kom ons kyk gou, dat ons vir julle die stuk vertoon, wat ek opgestel het, en ons werk gou daardeur. Waar is hy? So geloof is 'n skild, hoop is 'n anker, en liefde stel ons dan as 'n hartjie voor. Ek is redelik seker, ek dink julle kan dit sien, hè? Geloof, hoop en liefde, hierdie 3 wat volgens 1 Korintiërs 13:13 altyd gaan bly bestaan, terwyl die ander dinge is tydelik. Vandag gaan ons kyk na paar redes waarom geloof en hoop en liefde vir ons as gelowiges in ons lewens baie belangrik is. Ons leef in 'n tyd waar die duiwel sy uiterste bes probeer om gelowiges se geloof, hoop en liefde te steel. Dis 3 aspekte van ons Christen wees wat hy aanval. So jy kan jou hele Christelike lewe saamvat in hierdie 3 begrippe, geloof, hoop en liefde. Nou geloof as 'n skild, die gedagte dat geloof 'n skild is, kry ons in Efesiërs 6. Nou ek lees hier vir julle natuurlik die baie bekende Efesiërs 6 oor die wapenrusting van die gelowige, ook die 2020 vertaling, ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld, heersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat, of die borspantser, sê die ouer vertaling, van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. En by dit alles, hier kom die vers 16, die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. By elke geleentheid, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees deur volharding te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my,
sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettinge, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Kom ek vertel julle gou van die skuld van 'n soldaat in daardie tyd. Gewoonlik was die skuld groot genoeg, en is dit byvoorbeeld op die swakker hand gedra, terwyl die swaard is in die meer dominante hand gedra, maar die skuld was 'n verdedigingswapen. Dit kon ook gebruik word in die aanval, en die skild was gewoonlik hout oorgetrek met sê 'n vel wat hulle dan sou nat gemaak het. Nou die eerste deel van die geveg is gewoonlik ingelei deur 'n sarsie van die boogskutters, en hierdie boogskutters wat hulle pyle afgevuur het, se pyle was baie keer aan die brand, vuurpyle. En daar waar daardie pyle dan geland het, het hulle 'n brand veroorsaak, of hulle het mense se klere aan die brand gesteek. Nou daardie vel oor die skild se funksie was, wat nou nat is, daarmee as die pyl in daardie skild indring, dan het daardie nat vel eintlik daardie pyl geblus. Nou die bose word hier voorgestel as een wat pyle afvuur, en wat dit laat reën op die gelowiges, maar daardie pyle word uitgeblus deur die skild van die geloof. Nou daardie vuurpyle kan verskillende dinge wees, beskuldigings, aantuigings, dit kan dwalings wees, en as jy as gelowige in die woord van God geanker is en vasstaan, dan blus jou geloof daardie gevare wat die bose op jou afvuur. So dit is baie belangrik dat 'n mens seker is dat jy hierdie skild van die geloof by jou dra. Sonder geloof is ons weerloos en word die brandpyle wat die duiwel tydens sy aanvalle op ons afvuur nie gekeer nie. Ons moet dus altyd sorg dat ons sterk is in die geloof, sodat ons die skild van geloof voor ons kan hou. Hoe versterk 'n mens jou geloof? Wel, baie eenvoudig. Ek sou ook hier kon sê, en ek moes eintlik dit ook gesê het, dat 'n mens versterk jou geloof deur die gebruik van die sakrament. Ons vier eerskomende Sondag, as die Here wil, dan gebruik ons dan nou die nagmaal, en die doel van die viering van die nagmaal is die versterking van jou geloof. Sakramente werk nie geloof nie, sakramente versterk bestaande geloof. Jy versterk ook jou geloof deur tyd te spandeer in die woord van God. Wanneer jy tyd spandeer in die woord van God, in die lees daarvan, in die oordenking daarvan, dan is jou geloofskuld besig om jy behandel hom, jy is besig om hom gereed te maak vir aanvalle wat op jou geloods kan word. Daarom is dit belangrik om 'n routine te hê en om dissipline te hê, sodat jy tyd wel maak om in die woord van die Here besig te wees. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. In die woord vind ons die waarheid, daardie waarheid wek geloof in ons harte wanneer ons dit hoor. Hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe sterker gaan jou geloof word. En jy sal met groot vrymoedigheid jou skild van die geloof voor jou kan dra. Jy sal weet, die duiwel het nie 'n kans nie, want in Christus het jy reeds die oorwinning behaal. Jy sal daarvan seker wees. Jy gaan kyk 'n bietjie na daardie wapenrusting, is hierdie gedagte van sekerheid van jou verlossing in Christus, is 'n baie belangrike begrip. Byvoorbeeld, dit is ook die helm, die hoop op verlossing, wat jy opsit. Ons dink 'n bietjie dieper, wat leer jy oor geloof en oorwinning? In 1 Johannes 5 vers 1 tot 5. Nou jy kan dit 'n bietjie gaan lees. 1 Johannes 5 vers 1 tot 5, kom ek lees dit maar saam met julle. Mense het baie keer die intensie om 'n ding te gaan doen, en dan doen jy hom nie. 1 Johannes 5 1 Johannes 5 vers 1 tot 5,
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. In 'n woorde, daar is 'n verband tussen geloof, liefde en die oorwinning. En hoe 'n mens die wêreld oorwin is deur die geloof. Liefde word nie hier voorgestel as 'n emosie nie, dit is nie 'n gevoel nie, dit is hier iets daadkragtig, en dit is hier gehoorsaamheid. Ek dink dis 'n baie belangrike begrip wat ons moet raakvat. Ek dink baie keer wanneer ons na preke luister, dan as jy hoor, dan is dit 'n emosie, dit is 'n gevoel, veral met die bevestiging van huwelike. Maar in die Bybel sien ons dat gehoorsaamheid is eintlik wat liefde is, wanneer ons God liefhet en sy gebooie nakom, want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. In ander woorde, in my verhouding ook met my naaste, met my huweliksmaat byvoorbeeld, sou ek kon sê, dat dit geld ook van dit wat ek doen in gehoorsaamheid vir my geliefde, dit is uiteindelik daadkragtige liefde. So ek dink ons moet 'n bietjie wegkom van die idee dat liefde 'n emosie is. Ek dink liefde is heel wat meer as dit. Goed, nou hoop is vir ons ook 'n anker. En ons het dit daar in die begin gesien, het ek gesê, hoop is 'n anker. Dit is mos geloof, hoop en liefde, nee. Nou, kom ons lees in Hebreërs 6 vers 13 tot 20. Hebreërs 6 vers 13 tot 20. Ons kyk dit gou hierso. Met daar kry Hebreërs. Net hierso sien waar lê hy nou. Daar is hy. Ek glo julle kan dit sien. Hebreërs 6 As hy, Hebreërs 6 vers 13 tot 20, toe God aan Abraham 'n belofte gemaak het, het hy, aangesien hy niemand belangriker gehad het om by te sweer nie, by homself gesweer. Hy het gesê, ek sal jou ryklik seën en jou vermenigvul en jou veelvuldig laat vermeerder. En so, terwyl hy geduldig gewag het, het hy die belofte verkry. Mense sweer immers by iemand belangriker as hulle, en die eed tot bevestiging beteken vir hulle die einde van alle teespraak, omdat God vir die erfgename van die belofte nog soveel sekerder wou aantoon hoe onveranderlik sy besluit was, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die doel daarvan was dat deur hierdie twee onveranderlike dinge, waar volgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg, ons wat vrygekom het, 'n kragtige bemoediging sou hê om stewig vas te hou aan die hoop wat voorlê. Ons het hierdie hoop as 'n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhang sal ingaan. Dit is waar Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan het, en hoëpriester vir ewig geword het volgens die orde van Melchisedek. Wat beteken dit in eenvoudige terme? Wel,
as jy die Ou Testamentiese tempel hier nou vir jouself visualiseer, agter die allerheiligste is daar 'n anker nou vas. Nou dit was simbolies van die troonsaal van God, daardie gedeeltetjie, daardie kamer met die ark van die verbond wat die voetbank van sy troon hier op aarde is. Daar is nou vir ons 'n anker vas, en aan daardie anker is daar 'n stewige tou wat uitgaan na ons toe, wat as het ware in die voorportaal staan. Ons is nog op pad na daardie deel van die heiligdom toe. Maar hoe weet ons dat ons daar kan uitkom? As ons mooi kyk, dan sal ons sien, hierdie tou is stewig aan ons vasgemaak. Waardeur? Deurdat God sy woord gee het. God het dit by homself, het hy gesweer, het hy eed afgelê. Hy het sy woord gegee, dat hy vir ons 'n verlosser sal gee. Die verlosser het gekom. Die verlosser het vir ons sonde betaal. En God het gesê, ek sal dit wat my seun vir jou gedoen het, aanvaar, as dat hy dit vir jou gedoen. En daarom maak ek hierdie tou om jou vas. En die anker daarvan is my eie seun, wat in die hemel aan my regterhand is. Hy is die anker, en hy bring jou, deur hierdie tou, bring hy jou in na my toe. Jy kan nie van my losraak nie, en jy kan nie van my al wegraak nie. Nou, dit is 'n geweldige, kragtige beeld, en dit is 'n baie sterk bemoediging. Dit beteken ons kan met 'n groot hoeveelheid sekerheid kan ons leef, omdat ons 'n vaste anker het. Ons sien dat ons seker kan wees van God se belofte, die belofte byvoorbeeld dat daar vir ons baie wonings is, of baie plek is by ons Vader in sy huis. Hy het dit met 'n eed gewaarborg, en daarom kan ons vashou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop is 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Niks kan die anker van hoop losvoel of laat losgly nie. Hoekom nie? Want ons Here Jesus het reeds na die hemel toe opgevaar, en hy's reeds as anker daar. Daardie anker is daar stewig vas. Hy het die pad vir ons reeds oopgemaak. Daar is geen twyfel nie. Niks kan die geskiedenis, die feite meer verander nie. Dit staan bo alle twyfel vas. Daarom is dit 'n vaste anker. Dit is agter die voorhangsel vas en kan nie meer van die aarde af losgemaak word nie, of losgewoel word nie. Die duiwel gaan soos gewoonlik sy bes probeer om ons so ver te kry om op te gee op die hoop. Maar hy kan nie die anker gaan losmaak nie. Hy kan ons probeer hier op aarde moedeloos maak, sodat ons twyfel of die tou om ons ook vas is, wat ons verbind aan hierdie lewende anker vir ons siele. Maar hy kan nie daardie anker gaan losmaak nie. Daarin kan ek vashou. So, daarom moet ek, om weer terug te kom na die gedagte van geloof, daarom moet ek soveel te meer seker maak, dat ek stewig staan in my geloof, sodat die duiwel my nie hier op aarde kan oorwin op hierdie punt en my onseker maak, dat ek wil moed opgee, en dat ek begin twyfel aan die vastigheid van my lewensanker nie. As ons dit nie doen nie, gaan ons soos bootjies wees, wat sonder 'n anker op die see ronddobber. So 'n bootjie word maklik van koers afgedryf, dit kan ook op die rotse beland of omslaan in 'n storm. Om te verhoed dat dit gebeur, moet ons dus altyd vasstaan in die hoop wat ons het, op wat Jesus vir ons gedoen het, en wat ons is as erfgename van God. Net soos geloof word hoop ook versterk deur die waarheid van die woord. Dit is in die woord waar ons leer wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Goed, ek wil net gou hier 'n ander weergawe probeer kry van waar ek dit bietjie meer volledig uitgewerk het. Ek wil net hier 'n enetjie oopmaak. Net sien of hierdie ene is nie hy nie.
het so 'n bietjie vollediger uitgewerk hier. En dat ons net gou deur daardie tekste kan gaan. Ja, ek dink is hierdie ene, daar is hy. Ja, dat ek net gou afgaan hierso. Ek die tekst, ja, is hy, ja, dit is hy. Goed, kom ons kry hom. Ek kom net gou vir julle deel. Ja, daar is hy. Goed, nou, hierdie gedagte van hoop kan 'n mens baie vrugbaar gebruik in jou eie lewe. God is die bron van hoop en daarom is sy woord gevul met hoop. En in 'n tyd waar daar baie mense is wat besig is om hoop te verloor, ek wil eintlik sê ook moedeloos te raak, kan 'n mens nogal hierdie tekste nuttig gebruik en jy kan dit vir jouself ook gebruik. Mag die Heilige Gees die volgende verse gebruik om jou oë weer op God te rig en mag jou hoop al hoe sterker word deur sy krag. 1 Petrus 5 vers 8 tot 10. Wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld met julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee, wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Die mense vir wie Petrus geskryf het baie verloor, was platgeslaan, is deur die duiwel aangeval, en nou kom Petrus en hy gee vir hulle nuwe moed. Hy sê vir hulle, maar God sal julle weer oprig. God het nie van julle vergeet nie. Julle is die kinders van God in hierdie wêreld. Moet dit nooit vergeet wat julle status is nie. Psalm 34 vers 18 en 20. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Jy bid nie verniet nie. Baie keer sê gelowiges, ek bid en ek weet nie of God my hoor nie. Jy bid nooit verniet nie, God hoor ons. Hy verhoor ons net nie altyd wanneer ons dit graag wil hê nie. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die mense sal sê, maar is die vers waar? Sê nou, iemand het uiteindelik gebid om gesond te word van 'n siekte en die persoon sterf. Is dit waar? Het God hierdie persoon dan gered uit hierdie nood uit? Want die persoon het dan gesterf. Maar broer en suster, die nood van die dood is tog nie vir ons die einde nie. Ons word nog gered deurdat die dood vir ons die deurgang is na die ewige lewe. So selfs die dood is nie vir ons die einde nie. Selfs die dood oorwin ons in ons Here Jesus Christus. En ons is gered deur God uit ook die dood. Romeine 8 vers 31 tot 32. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Ons dink baie keer, hierdie ding wat met my gebeur het, is die grootste ramp wat my getref het. En later sien ons hoe dat God dit vir ons ten goeie laat uitwerk het, hoe dat hy beter geweet het. En daarom, wanneer ek in hierdie situasie is, waar dit met my baie swaar gaan, baie moeilik is, en miskien is jy daar, dat jy voel, ek wil moed opgee, ek weet nie meer vorentoe nie, ek sien nie vir my 'n pad nie, dan moet jy onthou, God laat alles vir ons ten goeie uitwerk. Hou aan hierdie belofte van die Here vas. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, dis vir ons die bewys, dat ons op hom kan reken. Klaagliedere 3 vers 21 tot 23 vers 21. Dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie.
Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Nou klaagliedere van Jeremia is natuurlik daardie mense wat wie se vrouens verkragt is, wie se kinders voor hulle oë keel afgesny is en die babietjies teen die mure doodgeslaan is, wie weggevoer is in ballingskap, wat slawe gemaak is deur Nebukadneser en die Galdeërs. Klaagliedere kom uit daardie tyd. Dis hierdie mense wat sê, ons kyk vooruit. Ons het nie omgekom nie. Ons het oorleef. En ons het net oorleef omdat die Here in sy troue liefde ons nie laat omkom het nie. Omdat hy hom oor ons ontferm het. En ons maak 'n nuwe begin. Dit is elke oggend weer nuut as ek dink dat God kan my die krag gee. My erfdeel is die Here, sê ek, daarom hoop ek op hom. Hier is 'n sprake van die betekenis van die Griekse woord elpis, wat hoop is, beteken ek het vaste sekerheid. Ek het iets om aan vas te hou, en daardie iets is 'n iemand, dit is die Here self. En dan Romeine 8 vers 28, die vers wat ek ook net nou na verwys het, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep het, wat volgens sy besluit geroep is. En dan Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. God gee my krag. En dit skryf Paulus binne die konteks van hy skryf vir die Filippense terug en hy sê vir hulle dankie dat hulle vir hom gesorg het daar waar hy in die gevangenis was en waar hy swaar gekry het en hulle het vir hom iets gestuur om van te lewe en hy is dankbaar oor die gawes wat hulle vir hom gestuur het waarvan hy kon lewe. Maar hy sê ek kan dit alles oorleef en deurleef en deurstaan want God gee my die krag, en so gee God vir ons almal die krag. Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. God voorsien vir ons. Nie altyd soos wat ons dit noodwendig sou wou gehad het nie, maar hy voorsien ruim in ons behoefte. En ons eerste en grootste behoefte wat ons moet raak sien, is natuurlik ons geestelike armoede, maar hy spreek ook ons liggaamlike nood aan nie. Na die geestelike armoede spreek hy aan deur die wonderbaarlike rykdom in Christus, deurdat hy ons ryk maak in die verlossing in Christus, in die afwassing in die bloed van Christus. Matteus 6 vers 31 tot 33 gaan meer oor die liggaamlike versorging. Dat ook in dit het ek hoop, het ek uitkoms, en kan ek sien dat God sal vir my voorsiening maak. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook al hierdie dinge vir julle gee. In ander woorde, baie keer is ons bekommerd oor ons alledaagse behoeftes, is nie nodig nie, hoop op God, jy sal nie teleurgesteld wees nie. Weereens klaagliedere, net die volgende gedeelte, klaagliedere 3, nou vers 24 tot 26, onthou nou die agtergrond van hierdie mense wat in die ballingskap gegaan het, en nou sê hulle, by monde van Jeremia, my erfdeel is die Here, sê ek, en daarom hoop ek op hom. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die Here. Jy maak nie 'n fout as jy jou vertroue in die Here stel nie. Hebreërs 13 vers 5, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het,
God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Wat 'n wonderlike belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Baie mense ken die hartseer van verwerping, wat mense hulle weggegooi het, weggestoot het, en nou kan ek vir julle vanaand sê, dat die skrywer aan die Hebreërs verwoord hierdie belofte van God, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek maak nie soos mense nie. Deuteronomium 31 vers 6, hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle, hy sal julle nie in die steek laat nie, en julle nie alleen laat nie. Dit is maar weer dieselfde belofte, maar wat ek hierin sien, wat vir my bykom is, wat werk dit in my? Dit gee vir my moed, dit maak my dapper, en kyk, 'n mens het 'n groot hoeveelheid dapperheid nodig, om net dood eenvoudig elke dag by jou voordeur uit te gaan, en die lewe tegemoet te gaan. En dan 2 Korintiërs 12 vers 9, sy antwoord was, dis Paulus wat bid oor sy doring in die vlees, en hy vra dat die Here dit van hom moet wegvat. En op die ou einde van die dag, ons weet nie wat sy doring in die vlees was nie, gebeur dit nie dat die doring in die vlees van hom weggevat word nie. En dan sê hy beskryf het hier vir ons in 2 Korintiërs 12 vers 9, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. In ander woorde, die doring in die vlees gaan nie verdwyn nie. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. So uiteindelik fokus Paulus nie meer op sy doring in die vlees nie, op sy swaar kry nie. Hy kyk by dit verby en hy sê, ek vind dat my krag is juis baie wanneer ek swak is, want dan fokus ek op God. Nou ja, dit verwag 'n mens nie. 'n Mens sou sê, maar hoe kan jou krag baie wees wanneer jy swak is, nie? Wanneer jy swaar kry? Nou, ek dink dat dit is die punt ook van baie moderne filosofiese werke, waar dit juist bewys word dat wanneer mense deur 'n tydperk van swaar kry gekom het, dat hulle in daardie tydperk eintlik baie sterker geword het. Natuurlik, baie mense kom nie daardeur nie, maar gelowige mense oor die algemeen is dit bewys, kom sterker daardeur, want hulle fokus dan op God as hulle doel. Psalm 23 vers 1 tot 4. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek is by jou en ek sal jou nie in die steek laat nie. Dit is hoe ons deur donker dieptes kom. Dit is hoe ons hoop kan hê. Psalm 147 vers 10 tot 11. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Jou hoop te vestig op sy trou beteken jy sê vir jouself, die Here het my nog nooit in die steek gelaat nie, die Here het my nog nooit alleen gelaat nie, die Here het nog altyd na my geluister as ek na hom geroep het, die Here was nog altyd vir my daar, die Here het nog altyd gesorg dat ek iets het om te eet, die Here het vir my 'n oplossing gegee vir my grootste nood, my sielenood, en daarom vestig ek my hoop op hom, op sy trou. Hy is 'n getroue God, hy is wie hy sê hy is Jahwe. Romeine 15 vers 13. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan wees deur die krag van die Heilige Gees. Daar het jy weer daai selfde 3 woorde, jy hoor dit ook in die seën wat Sondag uitgespreek word, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop
oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Wie werk dit in ons? Natuurlik die Heilige Gees. Nou goed, die wonderlike ding van liefde, ons het nou gehad, geloof as 'n skild, 'n hoop as 'n anker, en nou het ons die hart van die liefde. Nou, liefde sou ek kon sê, moet 'n mens miskien hard werk, hy pomp, dis 'n kragtige pomp in die liggaam, so hy's aktief, maar jy sou dit seker ook as 'n hand kon voorgestel het, want onthou nou wat ons reeds gesien het, dat liefde is nie 'n emosie nie, liefde is iets baie kragtig. Nou, ons lees in 1 Johannes 4, vers 15 tot 19. Wie ook al bely, dat Jezus die Seun van God is, bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. God het ons eerste lief gehad. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Het begin by die liefde van God. God se liefde word voorgestel as 'n kragtige daad in Christus, en daardie kragtige daad in Christus verander ons en vul ons met liefde. Ons vrees nie meer dat ons veroordeel sal word nie. Dit dryf alle vrees uit. Volmaakte liefde dryf die vrees na buite, en ons streef na hierdie volmaaktheid, dat ons nie vasgevang in vrees leef nie. 'n Mens hoef deesdae nie lank met mense te praat voor jy agterkom dat die meeste mense in die een of ander vrees leef, en ten diepste hou daardie vrees verband met sonde. Mense is byvoorbeeld bang vir siekte, of hulle is bang hulle verloor hulle geliefde, en wat gaan dan daarna van hulle word? Hulle is dalk bang hulle verloor hulle werk, of hulle kry die een of ander finansiële terugslag. En dit is maar net 'n paar dinge wat mense vrees en hulle in die nag laat wakker lê. Maar in 1 Johannes 4 vers 18 leer ons dat die volmaakte liefde, die liefde van God verdryf die vrees. Wanneer ek seker is van die liefde van God, dan het ek geweldig baie assuransie. En my assuransie is 'n versekering in God. Ek weet, God sal vir my sorg, God sal vir my geliefde sorg, hy sal ons dra deur die lewe. Hy gaan nie alles doen soos wat ek het verwag nie, maar in God het ek 'n vaste punt en het ek baie sekerheid. Wanneer ons vas oortuig is daarvan dat God ons lief het, begin vrees verdwyn. Dit verander alles in 'n mens se lewe. As ons glo dat hy ons nie in die steek sal laat nie, maar in sy groot liefde vir ons sal sorg, raak ons vrees al hoe minder. Uit die woord leer ons dat God liefde is. Die woord help ons om te begin verstaan hoe groot sy liefde vir ons is. Ons leer ook daaruit wat hy gedoen het en steeds doen, omdat hy ons lief het. Kom ons kyk net 'n bietjie dieper na Johannes 3 vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun, is nou nie meer sy enige gebore seun nie, hierdie is die 2020 vertaling, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Wanneer jy dink oor die liefde van God, dan besef jy dat jy daarin alles het.
jou volkome en volmaakte verlossing, en dat jy nie meer verlore kan gaan nie, en dat jy die ewige lewe het. Jy staan dus nie meer voor God veroordeel nie. Lees ook saam met my, Romeine 5 vers 1 tot 5, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Maar dit is nie al nie, ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En daar bring Paulus weer die drie dinge by mekaar in Romeine 5. Geloof, hoop en liefde. En as jy daai drie dinge altyd soek by Paulus, dan gaan jy hulle gewoonlik by mekaar kry, soos hier in Romeine 5 vers 1 tot 5. Daarmee wil ek nou eers hierdie Bybelstudie vir ons afsluit. Kan jy eintlik jou hele lewe as gelowige omraam. Jy kan hierdie drie dinge gebruik. Soek dit in jou lewe, ontwikkel dit in jou lewe, en daarvoor gebruik jy jou Bybel, en jy doen dit ook bidend, maar lê jou toe op hierdie drie dinge, geloof, hoop en liefde, maar soos wat ek het dan ook vir julle verduidelik het, geloof as kennis en as vertroue, hoop as 'n vaste sekerheid, gebaseer op die feit dat God ons vaste anker is, en liefde nie as 'n emosie nie, maar as 'n daadkragtige handeling. En as jy sukkel met liefde, begin by gehoorsaamheid aan God, en dan sal jy ook begin verstaan dat liefde teenoor jou naaste is ook weer dade. En daardie liefde teenoor jou naaste is dade wat opofferend is. In ander woorde, begin by deur nie selfsugtig te wees nie. Goed, dit is baie kort, maar ek wil vir julle gou geleentheid gee vir enige vrae of opmerkings. Ek sal hierdie stuk vir julle wel kan aanstuur. As julle dit soek, dan kan ek dit vir julle aanstuur. Enige vrae of opmerkings miskien? Goed. Ek sluit vir ons hierdie Bybelstudie af met 'n gebed, en dan die volgende Bybelstudie sal ons dan bietjie kyk na die seksualiteit van die mens aan die hand van Genesis 1 en 2. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U vir ons geloof, hoop en liefde gee, en dat dit van U af na ons toe kom. En daarom is ons seker van die waarde en die betekenis daarvan. Gee dat elkeen wat deel is van hierdie Bybelstudie, hierdie drie dinge in hulle lewe sal uitbou en sal ontwikkel, en dat ons dit onder leiding van die Heilige Gees sal doen, deurdat ons U woord sal bestudeer, en dat ons dit ook bidend sal ontwikkel. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun. Amen. Goed julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, en dan skakel ons nou weer in vir die volgende Bybelstudie. Mooi aand vir julle almal.